vandag gaan ek my taak vir julle wys. My taak gaan oor 'n McDonald's burger en of dit, as dit vochtig is, of dit die ontbindingsproses van die burger gaan verander. Okay. So, ek gaan hierdie burger in die halfte sny en dan gaan ek hierdie een halfte van hierdie burger in 'n baie draaiwerkie en ons gaan hom ooplos, sodat ons kan sien of hy dieselfde gaan bly. Met hierdie deel gaan ons in 'n bakkie sit waar daar 10 ml water ingespuit gaan wees. Bietjie onder. Okay, sit ons onder in. En dan 5 ml bo. Okay. En dan gaan ons hom op toemaak. So die vochtigheid binne bly. Dan met hierdie een gaan ons dit ooplos. Sodat ons kan sien of hy dieselfde gaan bly. Dit is my projek. A few moments later. So hier is nou dag 2 van die burgers eksperiment om te kyk hoe hy mif. Nou, die burger het sover al tekens gewys omdat hy wil mif of ontbind. Maar het nog nie die hele het nog nie goeie bewyse vir dat hy soos gaan mif. So wat ons gaan doen, ons gaan hom oopmaak en ons gaan nog 'n klein bietjie vog byvoeg sodat ons kyk of hy langer wil mif of hy gaan wil mif. Nou, ek het hierdie artikel gelees van 'n vrou wat 'n McDonald's burger al in 'n kas gesit het vir 24 jaar en toe sy die burger weer wil uithaal, het niks gebeur nie. Nou wat ons gaan doen hierso is ons gaan 2 van elk gevat, so dit is nou die eerste paar en dan nog eentjie. En so sal die vochtigheid ek glo genoeg wees. So ons hom weer toemaak en dan sal ons hom weer daar op die rak sit sodat die burger kyk of hy kan mif. Maar anyways, dit is vir dag 2. Nou ek sê goeie vordering nie, maar ek wil tekens wys. 3 days later. Vandag is dit die 3de dag wat ons gaan kyk na die McDonald's burger wat vrot word. Nou soos in die laaste bietjie het ek gesê dat terug in dag 2 is daar tannie wat agterkom het na 24 jaar lyk dit presies dieselfde. So wat ons vandag gaan kyk is of die ontbindingsproses begin werk het met die ene waarin ons vog ingesit het. So wat ons gaan probeer kyk is na die verskille tussen die twee. Nou, die McDonald's burger wat ons nou gaan kyk, is die heel eerste een wat ons gebruik het. En dit is die een. Hy is nie vochtig nie, ons het niks in hom gesit nie. Hy is presies dieselfde, dis net die chippies wat 'n bietjie hard is. So niks het gebeur nie, die burger lyk nog heeltemal dieselfde. Die saus is steeds tot binne, die agurkies is nog reg. Ja, alles is reg met hom. Die een, maak net seker dat hierdie nie jou huis laat afrot nie, want dit is nie. Okay, hy ruik nie meer lekker nie, so dis verseker 'n teken dat hy begin vrot word. Dit sê vir jou nou dat die ontbindingsproses baie goed aan die gang is om die burger te laat vrot word. Okay. Ja, so dit is nou dag 3. Dag 3. Vochtigheid begin burger vrot maak. 1 eternity later. Dag dames en here, appels en pere. Vandag is die 6de dag van my eksperiment. Kom ons loer na die proefkonyne. Soos julle op die skerm kan sien, is die eerste burger lyk tog taamlik goed en steeds byna smaaklik. My mond water amper. Hier is die tweede burger. Dit lyk of die afbreekproses gevorder het, alhoewel dit steeds die 3de stadium van ontbinding bereik het. Daar is definitief meer gevorderde mikrobiese aktiwiteit. Indien die eksperiment oor 'n langer duur kon plaasvind, sou dit eventueel die res van die fases kon waarneem wat lei as volg. Fase 3, aktiewe verval wat weke tot maande na dood plaasvind en wat gekenmerk word deur radikale verandering. In beide die voorkoms en komposisie van biologiese materiaal, kleurverandering en formering van gasse vind plaas wat verdere ontbinding aanspoor. Swamme neem ook byna heeltemal oor tydens hierdie fase.
Fase 4, gevorderde verval. Dit neem maande tot jare om die stadium te betree. Meeste sagte weefsel val weg gedurende die fase en 'n dooie dier se bene sal hoofsaaklik vertoon. Laastens vind die droë oorblyfselfase plaas, waar die organiese materiaal tot afbreek is en deel raak van die omliggende grond en plante. Hierdie is dan waar die eksperiment tot einde kom. My bevinding is dat die voedsel beslis bygedra tot die ontbindingsproses. Selfs 'n burger met die vermoë om 24 jaar byna onveranderd te kan bly, is nie tyd genoeg om die effek teen vog te bestaan nie. Dankie vir die geleentheid om my eksperiment met julle te deel. Gee my lekker puntjies asseblief en dankie. Professor Riek, over and out.